Goeiemôre. Jy luister na die 10de oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Die tema vanoggend is: die lewe waarop jy fokus. Ek keer vanoggend terug na die tema: meer Adler as Freud asseblief. Soos jy tot dusver kon agterkom, is ek nie 'n groot aanhanger van enige teorie, benadering of strategie wat een mens afhanklik maak van 'n ander nie. Ja, ons het hulp nodig langs die pad, almal van ons. Maar daar is 'n groot verskil tussen die twee. Wat ek by Adler geleer het, is dat 'n mens nie die lewe leef wat daar is nie, maar dat jy die lewe leef waarop jy fokus. Niemand van ons ken die werklikheid absoluut en presies nie. En derhalwe formuleer ons vir onsself 'n interpretasie daarvan, 'n storie daaroor. In 'n sekere sin 'n fiksie, en ons leef daarvolgens. Die lewe wat ons leef is oop vir oneindig baie interpretasies. Dus, as 'n mens dit nou op 'n baie reguit manier wil sê, ons interpretasie van die werklikheid neem maar 'n baie klein snit van al die betekenismoontlikhede en stel dit dan voor asof dit die enigste moontlikheid is. Ons het mos 'n gesegde: daar is my storie, jou storie en die waarheid. Ek dink nie dis heeltemal waar nie. Daar is my storie, jou storie en nog 'n oneindige aantal interpretasies daarvan. Ons leef nie die lewe wat daar is nie. Ons formuleer ons eie fiksie daarvan of 'n stel fiksies daarvan. En ons verhef dit tot waarheid, die enigste moontlikheid, en leef dit dan uit as 'n geldige weergawe, asof dit die waarheid is en die enigste waarheid. Hoe is dit moontlik dat kinders uit presies dieselfde huis, wat presies dieselfde omstandighede beleef het, uiteenlopende herinneringe kan hê? Soveel maal in my lewe, te veel maal in my lewe, het ek dit beleef dat daar 2 of meer kinders uit dieselfde huis kom, en die een kind onthou hoe sleg die omstandighede was, wat hulle nie gekry het nie, wat aan hulle verkeerd gedoen is, hoe te nagekom hulle is en verontreg hulle is. En die ander kind onthou hoeveel opofferings hulle ouers gemaak het, die lesse wat hulle daaruit geleer het, en hoeveel hulle het om voor dankbaar te wees. Die een kind se fiksie wat hulle geskep het, maak dat hulle 'n breek maak met hulle ouers. En die ander kind gaan voort om 'n liefdevolle en 'n waarderende verhouding met hulle te hê. Wie se storie is geldig? Daar is nie eers net 2 moontlikhede nie, maar 'n oneindige aantal interpretasies om die lewe te interpreteer. Maar in geheel beskou, ek dink ons almal sal saamstem daarmee, is al hierdie interpretasies in 2 breë bane of verlammend of inspirerend. Daar is interpretasies wat ons die slagoffers maak van ons omstandighede, en daar's interpretasies wat ons inspireer en wat vir ons nuwe moontlikhede skep. Selfs nare omstandighede of gebeurtenisse is oop vir interpretasie. 'n Vriend van ons het groot geword met 'n alkoholist pa. Sy pa het hom gereeld sleg gesê met die woorde: "Jy is so sleg dat jy eendag die tuinwerker se gras gaan moet sny." Een aand om die vuur toe hy dit met my deel, antwoord ek: "Maar dis verskriklik." "Nee," antwoord hy my. Dit het vir my 'n dryfveer geword om vir my pa te wys, dis nie wie ek is nie. En wat 'n dryfveer het dit nie vir hom geword nie. Daardie woorde kon hom potensieel geknak het. Hy sou vandag kon terugkyk, nadat hy 'n absolute mislukking van sy lewe gemaak het, dalk self 'n alkoholist geword het en gesê het: "Wat verwag jy? As jou pa vir jou op 'n jong ouderdom sê hoe sleg jy is, dan glo jy dit." Maar op 'n manier het hy dit as jong mens reg gekry om 'n ander toekoms en 'n ander uitkoms te formuleer.
van 'n ander toekoms te droom. En dit het die draaiboek geword waarvolgens hy sy lewe geleef het. Jy leef nie die lewe wat daar is nie. Jy leef die lewe waarop jy fokus. Eendag word ek gevra om met 'n jong meisie te praat omdat sy en ek al aan deur 'n baie moeilike tyd gaan. Sy het pas skool klaar gemaak en is nou op pad universiteit toe. Maar sy wou baie graag na 'n ander universiteit toe gegaan het, maar haar pa het haar gedwing om by tikkies te swat. Sy wou in die koshuis bly, maar haar pa het vir haar 'n woonstel gehuur. En die voertuig wat sy ry, is nie die voertuig wat sy al lank vir haar pa gevra het, sy graag wil hê nie, is 'n ander maak. Nou goed, ek dink ons almal kan sien dat die pa 'n klomp goed verkeerd doen. Maar goed, kom ons dink dit gou mooi. Ek speel die woorde terug aan die persoon en ek vra, laat ek dit net reg verstaan. Haar pa betaal vir haar studies en sy het die geleentheid om by een van die beste universiteite in die wêreld te studeer. Hy huur vir haar 'n woonstel van etlike duisende rande per maand en sy het 'n voertuig gekry van 140.000 rand. Sê net weer vir my, hoe sleg gaan dit met haar? Jy leef nie die lewe wat daar is nie, maar die lewe waarop jy fokus. Weet jy wat besef ek nou, jare na hierdie storie? Ons sien dit so maklik raak in hierdie meisie se lewe. Maar dis ons almal. Dis almal van ons. Ons almal doen dit. Kom ek vertel julle van een van my eie fiksies om Adler na te praat. Ek het in 2007 'n verskriklike worsteling beleef toe ek moes ophou langafstand hardloop. Na baie lank gesukkel met beserings en spierspasmas, ontdek een spesialis dat ek waarskynlik Perthes se siekte gehad het toe ek klein was en my linkerheup, ontdek hulle toe, was heeltemal misvorm. En gevolglik was my linkerbeen 6 cm korter as my regterbeen. Die dokter het gesê ek moet onmiddellik ophou hardloop. Die hardloop was so 'n deel van my lewe. En 'n mens kan nou sê, ag, is mos nou nie 'n groot ding nie, hou op hardloop. Baie mense sal verkies om nie te hardloop nie. Maar in 'n geval, ek was so 'n deel van die groep vriende. Ons het saam gegaan na plekke toe. Jy weet, ons het 'n naweek daarvan gemaak om te gaan lang afstand hardloop op 'n plek. So ek besluit toe nou dat hierdie heup my nie gaan onderkry nie. My strategie is die volgende. Ek gaan die volgende Saterdag 21 km hardloop en as ek nou my breinkrag reg gebruik, mind over matter, as ek nou net op die regte manier my breinkrag inspann, dan sal ek vir my heup sê om nie verder beseer te word nie. Inteendeel, ek dink tog, as jy jou breinkrag reg inspann, sal ek my heup kan regkry. Daai 21 km maak toe dat ek vir die volgende 5 jaar, tot ek uiteindelik 'n heupvervanging moes kry, wakker gelê het met 'n heup wat nie wou ophou pyn nie. Die fiksie wat ons vir onsself kan formuleer, né? So wat dikwels gehelp het, as die heup so pyn in die aand is, om maar ergens op te staan en in 'n warm stort te gaan klim, en die warm water het baie keer die pyn weggeneem. En so reflekteer ek die een aand in die stort op my strategie oor die tyd heen, die smeekgebede, die pleitgebede dat die Here my heup sal gesond maak. Ek dink aan die een aand in die restaurant toe 'n meisie daar vir 'n wonderwerk gebid het, en weer gebid het, en aanhou bid het. Maar die wonderwerk het nie gebeur nie. En hoe hierdie heup my laat uitmis het op so baie wat ek gehad het. Maar toe tref dit my dat 'n mens regtig 'n keuse het in die lewe met hoe 'n mens jou omstandighede sien. Ek het gedink aan al die mense wat snags wakker lê van die pyn. Gedink aan almal wat verlam is, siek is, kanker het, spierdistrofie, en. En terwyl ek so in my heup druk om die pyn te verlig, dink ek aan Jakob by die Jabok. Sy mankheid het sy storie vertel van sy worsteling met God. Ek het klaar gestort en in my dagboek geskryf. By die Jabok, Julie 2007.
My mankheid lê lank bitter, tot ek een aand hardop lag. Die frons van pyn wat gou verdwyn, 'n engel het my heup geslaan. Kom ons bid saam. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in U, Here, jubel, sal ek juig in U, my God en my redder. U, Here my God, gee vir my krag. U maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat U my veilig loop. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.